Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons is in die mees belangrikste tydperk nou van ons geloof, hierdie week, hierdie lydingsweek, waar ons vandag oor Palmsondag praat, is die week wat die wêreld verander het. Wanneer die evangelies geskryf word, is hierdie die klimaks van die storie, dis die hoogtepunt van die storie, Jesus wat kom en hy sterf en hy staan op. Dit is waar ons Christendom gaan, dit is wie ons is, dit is wat ons definieer, dit is wat God in ons Bybel, in ons boek anders te maak as enige ander geloof, is dat daar 'n God is wat die dood oorwin het. En deurdat hy die dood oorwin het, en deurdat ons in hom is, kan ons ook so in oorwinning lewe. Maar op hierdie spesifieke dag, hierdie Palmsondag, was Jerusalem in rep en roer. Mense was besig om reg te maak, dit was die grootste fees, een van die grootste feeste wat die Jode gevier het. Ek kan sommer die brode ryk en die kos al ryk, soos die maas begin het om kos te maak, en pa slaan die gazebo op, en almal maak net reg, want hier's 'n fees wat gehou moet word. 'n Fees wat ons terugvat na die dae van Moses. 'n Fees wat dieper slaan as ooit tevore, want weer eens is daar verdrukking. Weereens is die Jode op 'n plek wat hulle nie is waar hulle wil wees nie, wat hulle nie vrede het nie, wat hulle voel, weet jy wat, ons bestaansreg is ingedrang. En dis hoekom hierdie fees belangrik is. Want hierdie fees vat hulle terug na 'n plek wat vir hulle wys dat God al deurgekom het vir hulle. Jy weet hoe voel dit, as jy weet, die Here het al deurgekom vir jou. Jy het al gebid en hy het deurgekom, maar waar jy nou is, sien nie dalk nie 'n uitweg nie, maar jy hou vas aan jou getuienis, jy hou vas aan dit wat gebeur het. Dis die waarde van 'n getuienis, is dit nie? Waar ons kan terugdink en die Jode het teruggedink aan hierdie. Teruggedink aan 'n tyd toe die Here in Egipte vir hulle deurgekom het, vir die Israeliete deurgekom het. En hoekom nou kan hy dit nie weer doen nie? Want sien, hulle situasie lyk amper weer dieselfde. Behalwe dis nie Egipte en Egiptenare en die farao wat hulle verdruk nie, dis die Romeinse ryk. Hierdie Romeinse ryk wat ingekom het en gevat het en oorgeneem het. Dit moet moeilik wees om in 'n land te bly wat die hele tyd van jou afgevat word. Waar die belasting sommer net opgaan en van jou geëis word. En dit wat jy insit is nie dit wat jy uitkry nie. Daar word by jou gesteel. Daar word van jou verwag om meer te gee as wat jy het. Jy is nie die belangrikste in hierdie land nie. Moet ook nie 'n fout maak nie, die Romeine was ook daar vir hierdie fees. Pontius Pilatus en sy manne het ingekom met perde en strydwaans en spiese en wapens, om daar te wees om 'n paar dinge uit te sorteer. Hy sal gekom het en sommer 'n paar hofsaake ook hanteer het. Ons weet dit wanneer ons sien as Jesus voor ons staan. En sommer maar net ook om te sê ons is hier. Julle moet net weet dat die fees wat julle nou hou, die fees wat julle mee besig is nou goed en wel en ons laat dit toe, maar weet net dat ons, die Romeine, oor julle heers. En dan natuurlik is daar gesien dat die Romeinse ryk eintlik God is. En dat hulle eintlik geaanbid moet word. Hierdie is 'n belangrike Paasfees. En hier in die ooste van Jerusalem gebeur daar ook iets. As jy nie van beter geweet het nie, jy het na dit gekyk, so jy gedink het, dis 'n rebelliegroep wat besig is om Jerusalem binne te kom, om hierdie Romeinse ryk omver te gooi, ten minste in Jerusalem. Maar daar's 'n klomp mense wat gedans het en gesing het, en as jy mooi gekyk het, so jy gesien het, daar's 'n ou bedonkie. 'n ou bedonkie wat ingery kom, miskien maak dit nie heeltemal sin nie, maar die mense om hom, vir hulle sou dit sin gemaak het, want ewe skielik is daar 'n hoop. Daar's 'n hoop vir hierdie fees. Daar's 'n hoop dat 'n koninkryk omvergegooi sal word. Daar's 'n hoop vir vrede. Nie die vrede wat die Romeine van praat, wat hulle noem Pax Romana, wat die Romeine sê vir 200 jaar het hulle in vrede geleef in hulle koninkryk nie. Nee,
Die Romeine het in vrede gelewe, nie die wat hulle verdruk het nie. En hier kom 'n man op 'n donkie en ons profetiese woord wat hierdie ding ondersteun. Daar's skrif wat sê daar gaan 'n ou inkom en hy gaan die volk weer verlos. En hierdie mense dans en sing Hosanna en trek hulle boklere uit en gooi palmtakke. Want dit is nou, ek kan nie dink hoe Simon die Seloot, een van Jesus se disippels, nou Seloot was maar 'n rebel geweest. Hulle sou gegaan het en probeer het om op te staan teen die Romeinse ryk. Hoe hy die hardste sing, want hier kom die Messias nou. En uiteindelik gaan daar vrede wees. Ek kan nie die storie so goed vertel soos die Bybel nie. En kom ons lees wat sê Lukas 19 vers 29 tot 44. Hy sê, toe Jesus naby Betagie en Betanië teen die Olyfberg kom, stuur hy 2 van sy disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n vasgemaakte donkie vol vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. As iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so antwoord: die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, het daarin gegaan en dit aangetref, net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkie verlos maak, vra sy eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkie verlos? Hulle het geantwoord: die Here het hom nodig. Hulle het toe die donkie vol na Jesus geneem. Hulle het hulle boklere oor die donkie vol gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle boklere op die pad voor hom oopgesprei. Toe hy al by die afdraande teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: geseënd is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en die heerlikheid in die hoogste. Sommige van die fariseërs in die skare het egter vir Jesus gesê: meester, berisp u disippels. Maar hy het geantwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Jesus het 'n reputasie wat hom volg, nie net mense nie. Hy dooies opgewek, siekes gesond gemaak, bose geeste uitgedryf. Natuurlik moet hy die Messias wees. Natuurlik moet hy die antwoord wees op hulle gebede. Dit wat hulle al so lank aan vashou. Maar dan gebeur daar iets anders. Dan gebeur daar ietsie wat hulle dalk omvergooi. En die wat naby hom loop, die wat kan hoor wat hy sê en sien wat hy doen, dalk bietjie laat wonder. Vers 41 sê, toe hy naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê: as jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Jesus kyk na die stad van Jerusalem. Hy hoor die wat sing om hom. En hy begin huil. Wanneer ons kyk na die Grieks, gebruik die Grieks, of wanneer Lukas hierso skryf, gebruik hy die woord wat huil die sterkste beskryf. Dis nie net in jou kussing huil nie, dit is 'n geween, dis 'n hart wat breek. Dis 'n huil wat diep gaan. Jesus se hart is besig om te breek oor wat hy nou sien. En aardig, né? Dat in daai oomblik, wanneer hy op die troon kan gaan sit, is sy hart besig om te breek. Te breek vir dit wat gaan kom, vir dit wat vir hom voorlê, want dis 'n week wat vir hom voorlê uit die put van hel. Maar ook dit wat breek, wat hy sien nou. Wat hy sien, hoe eintlik die mense om hom, en miskien nie almal nie, maar dit wat hulle sien wanneer hulle vir hom kyk, is nie wie hy is nie, is nie wat hy gekom het om te wees nie. Hoe hulle uitmis op die waarheid, hoe hulle uitmis op die werklikheid, omdat hulle hierdie vooropgestelde idees het van wat hy moet kom doen en hoe hy moet lyk.
Omdat hulle sukses bepaal op politiese vrede. As die Romeine nou net kan uitgaan, as ons net meer gemaklik kan wees, as ons nou net nie meer ons deure hoef te sluit nie, as ons hoef nou net nie meer so baie aan versekering te betaal of alarmsisteme moet insit nie, as daar net daai vrede sal wees, dis 'n teken dat God in ons midde is. Dis 'n teken, want hy's mos nou hier. Maar dis nie hoekom hy gekom het nie. Dis nie hoekom hy is nie. Hulle is so blind om dit te sien, want hulle is so vasgevang in hulle eie lysies, in hulle eie agendas, in hulle eie seer, in hulle eie verdrukking. En 'n mens verstaan eintlik hoe hulle voel. Maar is dit nie hartseer dat God in jou wêreld kan wees, saam met jou die lewe kan doen, saam met jou te kan eet en gesels en tyd spandeer en in jou midde wonderwerke kan doen en nog steeds mis jy hom vir wie hy eintlik is nie? Jesus huil en dan gee hy half die antwoord hoekom hy huil in die volgende stukkie. Hy sê as jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Wat is hierdie dinge waarvan hy praat? As hy nou praat van vrede, wat besef hulle nie? Wat maak hulle so blind dat hulle eintlik die groter prentjie heeltemal mis? Waarop gaan Jerusalem uitmis? Wat se dinge? Dis dinge wat vir ons vrede kan bring. Paulus help ons hiermee. Paulus skryf 'n brief aan Romeine en dan spandeer hy so 2 hoofstukke, hoofstuk 3 en hoofstuk 4, om sy argument te stel dat dit is nie deur ons werke nie, maar dit is deur God alleen. En dan skryf hy in Romeine 5 vers 1, hy sê, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hierdie vrede wat die Jode op uitmis, is wat Paulus hiervan praat, is wat Jesus van praat. Dis dieselfde woord wat hulle gebruik wanneer hulle hieroor praat. En dit sê eintlik dat die eerste ding wat jy moet doen is jy moet vrede hê met God. 'n Vrede wat sê daar's 'n verhouding wat herstel is tussen my en God. En hierdie week spandeer Jesus die hele week om daai verhouding te herstel tussen mens en God. Dis een van die hoekstene van ons geloof. Daai wat sê, ek het vergifnis ontvang. Daar het versoening plaasgevind. Ek sit my geloof in hom, want ek weet, dis nie deur my werke nie, dis nie deur my oulikheid nie, dis nie deur ek wat die regte dinge doen op die regte tyd nie, of die lysie aftik en sê, ek het nie een keer kerk gemis hierdie jaar. Ons almal skiet kort. Ons almal skiet kort. Maar dis juist hoekom ek my geloof in hom sit vandag. Hierdie man wat met die donkie ingery kom, is juist as gevolg van hom dat ek dit maak. Is as gevolg van hom dat ek in 'n verhouding kan staan. 'n Daaglikse verhouding. Dis wanneer ek my geloof in hom sit. Dis wanneer ek vrede met hom ervaar. Daar's nou vrede tussen my en God. Seker die grootste vrede wat daar kan wees. Dit wat in die tuin van Eden gebeur het, wat ons vyande van God gemaak het. Glo dit of nie, die Bybel sê ons is vyande van God. Maar nou dat ek vrede met hom het, verander die prentjie heeltemal van 'n vyand na 'n kind. Na iemand wat enige tyd na hom toe kan gaan, enige tyd aan hom kan vasgryp, aan hom kan vashou. En partykeer net by hom kan lê en rus. Dis wat vrede met God beteken. En hierdie ouens wat om Jesus staan en sing en waar hy nou gaan indry, hulle het nie daai vrede nie. Hulle vrede is vasgemaak aan dingetjies en hulle omstandighede.
vasgemaak aan dinge wat in 'n oomblik van hulle af weggevat kan word. Maar hierdie vrede met God, dit het ewigheidswaarde. Dis vir altyd daar. Die enigste persoon wat dit van jouself kan wegvat, is jy jouself. En dan natuurlik wat ons nie kan wegkom nie is, hierdie vrede kom net deur Jesus Christus. In vandag se media is dit oral om ons, daar soveel alternatiewe wat gebied word van hoe ons vrede kan kry. Soveel programme, soveel produkte. As jy maar net hierdie en hierdie en hierdie kan doen. Of vrae wat gevra word en ons geloof wat bevraagteken word, ons geloof wat aangeval word. Sê ons vandag op hierdie Palmsondag dat die enigste manier hoe jy vrede met God kan hê en in vrede met hom leef, is deur sy seun Jesus Christus wat aarde toe gekom het. Daar's nie twee stories nie. Dis net hy. En wanneer ons geloof in hom sit en die vrede met hom ervaar deur sy seun Jesus Christus, is daar iets anders, is daar 'n dieper vorm van vrede wat begin gebeur, 'n vrede bo enige situasie. 'n Vrede wat ons kan beleef in hom. Hy sê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het, wat vir jou werklik waar vrede kan bring. Daai vrede wat sê, weet jy wat, hierdie is bonatuurlik. Jesus verduidelik hierdie vrede in Johannes 16 vers 33. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Wanneer Jesus hierdie vir die disippels sê, is hy so bietjie verder in die week. Maar hy verduidelik hierdie ding van, daar sal altyd swaar kry wees in die wêreld. Daar sal altyd iets wees waar ons kan kla, iets wees om voor te bid. Daar sal altyd arm mense wees, en daar sal altyd rykes wees, daar sal altyd siekte wees, en daar sal altyd swaar kry wees. En dis nie te sê dat hy nie vir jou oorwinning in hierdie verskillende areas kan gee nie. Maar dis 'n uitnodiging tot 'n dieper vrede, 'n vrede in hom, 'n vrede bo verstand, 'n vrede wat ons nie kan verduidelik nie. Paulus sê dit so, hy sê, en die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. 'n Vrede wat vertrou, wanneer dinge nie gaan soos wat ek dink dit moet gaan nie. Wanneer dinge nie lyk soos wat ek dink dit moet lyk nie. Wanneer ek dalk voor 'n situasie staan en ek weet nie hoe gaan ek deurkom nie. Om nog steeds te vertrou en te kan vertrou en genoeg geloof het om te kan sê die Here is nog steeds in beheer, want ek vind myself binne in hom. 'n Vrede bo alle begrip. Miskien het jy dit al beleef, miskien het jy al iemand gesien wat deur 'n moeilike tyd gaan met hierdie vrede in hulle hart. Wat sê, dis reg, wat ook al gebeur, nogtans sal ek in my Here jubel. Nogtans sal ek moed hê en hoop hê en geloof hê. Nogtans sal ek lewe meer as 'n oorwinnaar. Want ek het hierdie vrede, want ek's binne in God. Ek vind my rus daar. Ek vind my menswees in hom. Ek vestig myself op die rots. Daarom is ek onwankelbaar. En al kom daar 1000 aan my linker en 10,000 aan my regter, ek sal staande bly. Ek staan binne in hom. Is dit nie asemrowend nie? Is dit nie asemrowend om te weet dat ongeag waar jy is, jy kan in God wees nie? En dan is dit 'n vrede wat fokus op die regte plekke. Dis Paulus wat sê in hierdie selfde skrif, hy sê, en die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Jesus Christus oor julle harte en gedagtes waak. Hierdie vrede wat die vark uit die hart uithou. Wat kies om die beste te sien. Wat kies om in vrede te leef. 'n Man wat baie gesukkel het met hierdie was Petrus, 'n ander disipel van Jesus. Hy het nie eintlik altyd gedink wat hy doen nie. Hy het eers gedoen en dan gedink, en dan moes hy meer jammer sê as iets anders. Dieselfde ou wat
wat 'n soldaat se oor afgekap het toe hulle Jesus wil gevange neem, dieselfde ou wat gesê het, Here, ek sal U nie ontken nie, en dit ook gedoen het. Hy skryf jare later, skryf hy in 'n brief, skryf hy, julle moet vrede najaag, nie 'n passiewe vrede wil ervaar nie, maar in aktiewe vrede leef. Vrede wat waak, vrede wat seker maak ons harte is op die regte plek. En ook hoe ons ander hanteer. En ook hoe ons onsself vestig binne ons gemeente, ons gemeenskap, ons werk, ons huis. Om na te streef na wat die prins van vrede vir ons gebring het, hierdie gawe, hierdie vrug van vrede. Paar dae na Jesus in Jerusalem ingery, sit hy in 'n posisie wat hy voel, dat hy oorweldig is, en dat hy nie wil vorentoe gaan nie. Dat hy weet wat kom, en sy gebed is, Here, kan hierdie beker net by my verbygaan. Miskien is jy daar. Miskien sit jy daar so vandag en sê, jy praat nou baie oor vrede, maar ek weet nie hoe ek hier deur gaan kom nie, ek weet nie wat is die volgende stap nie, of ek weet wat is die gevolge, en ek sien nie kans om hier deur te gaan nie. My gebed is, dat jy God se vrede sal ervaar, maar ook die gebed sal kan bid, wat Jesus bid in die tuin. Wat sê, Here, nogtans U wil, nie myne nie. Here, laat U vrede so in my lewe kom, en dat ek nie so blind sal wees, soos hierdie Jode, en soos Jerusalem, en nie sal sien hoe U in my lewe beweeg nie. Dat ek nie so verblind sal wees met my vooropgestelde idees van hoe U moet lyk en wat U moet kom doen nie. Vorm my, Here, soos U wil, en nie soos ek wil nie. Die storie van Palm Sondag sê vir ons vandag dat God wil betrokke wees. En hy is betrokke. En hy is in beheer. En dat hy jou iets groters wil gee as wat enige ding op aarde vir jou sal kan gee. As jy vrede met hom het, as jy met vrede in hom leef, en dat jy toelaat dat hy jou sal vorm volgens sy wil en nie joune nie. Kom ons bid. Here, baie dankie vir vrede. En ons dink vandag hoe U in hierdie stad ingery kom, met 'n groter boodskap wat vir ons 2000 jaar later nog dieselfde sal kan gee. Dankie vir dit wat U op pad is om te doen aan die kruis. My gebed is, en ons gebed is, wat hierdie saam bid, dat dit dieselfde sal wees soos U. Sê, Here, U wil en nie myne nie. Nogtans sal ons kies om te doen wat U vra. Here, mag ons U nie mis nie. Mag ons U nie mis in ons situasie, in ons siekte, in ons omstandighede nie. Mag ons nie so blind wees aan dit waaraan ons vaskyk, dat ons nie sien dit wat U wil kom doen nie. Gaan saam met ons, Here, en mag ons in hierdie week beleef hoe God wat ons so lief het, uitskree na ons toe en sê, jy is nie meer 'n vyand nie, jy is nou 'n kind. Dankie vir dit, Here. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.